Ek is so bly om saam met julle te wees vanmôre. En as jy jou Bybel by jou het, kan jy so lank blaai na 1 Korintiërs 3 vanaf vers 1 tot 9 gaan ons lees. En ek wil hierdie gedagte terwyl jy na die Bybel toe blaai en Leonie sê net vir my daar kan opsit, die tema so lank is saad of water. Albei is belangrik, stem julle saam? As daar nie saad is daar nie kos nie. As daar nie water is nie, kan die saad nie groei nie. Saad het die potensiaal om in 'n vrugteboom te verander, mielies te verander, sojabone, Hendrik, pekaneetbome, lemoenbome, alles wat lekker is. Dit is die potensiaal van 'n saad, jy weet, van verskeie tipe sade. Maar wat is nodig? Water. Water is ook nodig. Boere sal vir julle sê, hierdie is boerklas 101, as jy 'n dagstukkie wil hê, ons gaan na die tyd daar verkoop agter by die kerk, en ek spot net, ek is glad nie 'n boer van formaat nie, moet jy my, maar dit is nodig, water, saad, saam, plant, dis eenvoudig, is boerdery 101, en daar's nog baie ander faktore wat nog by dit ook kom. As ek 'n boer moet sê, sal ek baie arm uitkom, so moet julle nie alles glo wat ek sê nie, maar dit is belangrik, en Paulus kom praat hierso in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 9, hy praat met die gemeente van Korinte, hy's besig om 'n belangrike saak met hulle te behandel, en ek wil saam met julle lees vanaf vers 1 af, het gaan op die skerm ook verskyn, so ek wil saam met julle lees, het sê, broers, ek kon met julle nie praat soos met mense, wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Harde woorde van Paulus vir die gemeente van Korinte. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Baie belangrik deel in hierdie hoofstuk. Ek kan die volgende ene gaan, Leonie, asseblief. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi gestaan op gelyke voet, ook 'n belangrike deel, op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens hulle werk. Ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Hy praat van die kerk in daai laaste deel ook. Baie belangrike inligting wat ons hierso lees. Paulus praat met hulle en hy is ernstig. Hy praat en hy spreek die geestelike toestand van die gemeente van Korinte aan. Hy sê, kyk waarmee is julle besig. Kyk waar is julle. Julle is wêrelds in hoe julle beredeneer. Julle is geestelik onvolwasse. Julle kibbel en kaaf oor dinge wat nie nodig is om oor te kla nie, of om oor te beklei nie, om oor jaloers te wees, om oor te twis nie. Julle is besig met die verkeerde dinge. Julle fokus is nie reg nie. En as ons kyk na die skrif en ons kyk na dit wat die woord sê, sien ons dat die wêreld kyk na prestasie vanmôre, nê? Die wêreld kyk om die beste en hoogste posisie te kan kry. Hulle sal jou veg, hulle sal twis, hulle sal beklei, hulle sal jaloers raak om die hoogste posisie te behaal waar daar is. Dis die wêreld se temperament. En Paulus spreek hierdie temperament by die kinders van die Here aan. Hy sê, nee, moet nie. Dis nie wat God van my en jou verwag. As kind van God, as erfgenames van sy koninkryk, verwag hy van ons om beter op te tree. Nie met mekaar te stry oor wie die beste is, wie die beste persoon is in die huwelik. Is die vrou of die man die beste vir die kinders? Wie is die beter ouer? Of wie is die beter kind? Wie is die beter dominee, pastoor, wie ook al vanmôre? En Paulus sê, maar ons maak nie saak vanmôre nie.
Ek maak nie saak vanmôre nie. Wie ook al op hierdie kant sal staan vanmôre, wie ook al preek hier vanmôre, maak nie saak nie. Dis God wat die fokale punt van ons lewe moet wees. Sy woord, sy autoriteit, nie 'n mens nie. Want hierdie kerk, hierdie gemeente, sy koninkryk word op hom as die hoeksteen gebou. Hy is die fondasie. Hy is die een op wie ons lewens kan rig en kan bou. En jou geestelike toestand hang nie af van 'n mens vanmôre nie. Jou geestelike welstand hang nie van my af vanmôre nie. Ja, ek moet uit die woord uitpreek. Ek moet dit by die Here gaan hoor. Elke persoon wat op hierdie verhoog staan moet hoor by die Here en vir julle die woord suiwer verkondig. Maar jou geestelike welstand is nie afhangend van my nie. God laat jou toe om te groei en jy laat God toe hoe ver jy groei, hoe diep jy gaan groei op die einde van die dag. Want die een maak nat en die een plant en God beskik om te laat groei. En ek wil sê vanmôre is dat, weet julle hoekom maar soveel mense so val vir dwaalleer? My keel raak droog. Weet julle wat die rede is vir valse profete se mense hulle so volg? Want hulle volg die mens. Baie pastore, baie dominees, baie kerke en baie mense in die kerk, nie in die kerk nie, glad nie in die kerk nie, fokus op die persoon wat op die verhoog staan elke Sondag en hulle veraf God daai persoon. Nee, as daai pastoor dit sê, dan is dit ja en amen. As daai dominee dit sê, as daai evangelis dit sê, nee. Wat sê God? Het jy ooit God se woord gevat en gesê, wat sê God se woord? Maak dit wat die persoon sê, staan dit gelyk aan wat God se woord sê. Toets ek dit. Dit wat ek vanmôre sê, moet jy toets aan God se woord en hoor, Here, dit wat pastoor Armand gesê het, is dit volgens u woord. Nie volgens Armand nie volgens wat ek dink nie volgens enige persoon vanmôre, maar sy woord en sy woord alleen. Want ek kan nie vir een persoon wees en vir 'n ander persoon wees nie, want dan gaan twis kom. Daar gaan nie 'n gelyke paai wees as gevolg van nie, want die fokus is op die persoon en nie God wat die persoon lei om die woord te bedien nie. Hoor julle kerk vanmôre? Besef julle hoe belangrik dit is? Dat dit gaan nie oor 'n persoon vanmôre nie, dit gaan oor die seun van mens vanmôre. In jou lewe, dit gaan nie oor hoe oulik jou huweliksmaat nie. Hulle moet oulik wees, obviously. Anders sou jy nie met hulle getroud nie, Hendrik. Sou jy nie met haar Tannie Linda, jy sou nie met hom eens getroud as hy nie oulik was nie, nê. Maar dan kan nie daai persoon veraf God nie. Kan nie sê my man het so gesê nie. Wat sê God vir jou man, vir jou? Want hy moet by die Here hoor, sy moet by die Here hoor en deur hulle kan hulle vir jou lewe gee, kan hulle nat maak, kan hulle saad plant, maar God is die een wat die groei gaan laat plaasvind in jou lewe. Nie jou man nie jou vrou nie jou kinders nie, niemand behalwe die Here nie. Want die ding hier is ook, wat belangrik is wanneer 'n mens val, wanneer jy by 'n plek kom en jy stagneer geestelik, moet nie jou man of jou vrou, die pastoor weekel blameer vanmôre nie. Kyk bietjie dieper vanmôre. Het ek begin fokus op die persoon? Het ek gehang aan die lippe van 'n mens? Het ek vasgehou aan die beeld en die idee en die idealisme van 'n persoon? Of het ek vasgehou aan dit wat God sê vanmôre? Wat God sê elke dag? Ons bly mens. Ek sê altyd, ek bly 'n mens. Pastor Wout bly 'n mens. Enige predikant, enige persoon in leiersposisie bly 'n mens. Dit is so. Dis God agter die persoon wat saak maak. Dis hy wat die eer verdien. Aan hom kom al die eer, na die lof en die prys en aanbidding vanmôre. Niemand anders te nie. En baie pastore maak die fout om te sê it's all about me. It's all about me. Nie oor die Here nie. Hulle ken daai liedjie, it's all about you. En dan sing it's all about me. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor niemand hier vanmôre nie. En wanneer ons daai konsep kan begryp, jy kan besef
Here, ek wil nie op Apollos of Paulus fokus nie. Ek wil nie net op die water of die saad fokus nie, maar ek wil op U fokus, die een wat die groei laat plaasvind. U wat seker maak dat daar lewe kom, want is hy wat lewe bring, is hy wat lewe inblaas, is hy wat dit moontlik maak vanmôre dat ek en jy vanmôre kan sit. Is hy wat vir my en jou moontlik maak dat strome van lewende water in ons kan vloei as gevolg van sy seun Jesus Christus. Dis geen ander persoon vanmôre nie. Dit is hy en hy alleen. Dit is sy woord wat my en jou voed vanmôre. Dit is sy gees wat my en jou lei vanmôre. Dit is die weg en die waarheid en die lewe, sê Jesus Christus. Dit is wie hy is. En jy maak die keuse wat jy as kind van God met dit doen. Nie ek nie, ek kan nie vir jou besluit nie, jou man kan nie vir jou besluit nie, jou vrou kan nie vir jou besluit nie, jou ouers kan nie vir jou besluit vanmôre nie, net jy en jy alleen kan daai besluit maak. Paulus sê hierdie in vers 1, hy sê ek wil dit weer sê, hy sê ek kon met julle nie praat soos wat mense met wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes soos praat soos julle wêreldse mense, soos kindertjies in die geloof. En soms gaan daar gepraat met jou soos kindertjies in die geloof. Soms gaan jou man, jou ouers, jou vrou met jou praat en dan moet jy besef, joh Here, wat het dit regtig voor gewees? Kom terug tot die hart van aanbidding. Let me come back to the heart of worship. Laat jy die gees van God jou lei of is jy besig om 'n mens te volg vir jou redding? As jy dit doen, ek moet myself die vraag afvra. My redding behoort nie aan 'n mens. Jesus kom en hy sê in Johannes 5 vers 19, die mense praat met hom en hy het die persoon by Bethesda genees en hy sê vat jou mat en gaan loop en hy gaan verder en hy sê dit weer en hy sê dit wat hy die Vader doen. Dit wat ek doen die Vader ook. Dit is my Vader. En hy sê hierso, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen die seun ook net so. Tot Jesus sê, nie ek wat dit doen nie, dis die Vader. En wat ek doen hy. Doen jy wat die Vader doen vanmôre kerk? Want Jesus, wat die seun van God is, wat dit vir ons die prys betaal het, wat die koning van konings is, sê self in sy eie woorde, die seun kan niks uit sy eie doen nie, toe hy op aarde was. Wie is ek en jy? Wie is ek en jy om te sê, daai pastoor as hy preek, dan voel of ek aan die voorhangsel van die Here se kleed kan 'n ander raak. En dan is dit net daai een pastoor. Nee, dis doen nou nie die pastoor nie. Dis God se salwing en God se gees wat dit toelaat. Dis God kan beleef. Hy maak met my en jou bemoeienis vanmôre om sy teenwoordigheid aan my en jou te beskikbaar te maak. Besef julle dit vanmôre kerk? Ek dink ons vat partykeer net van selfspreekend, die Here moet net hier wees. Hy besluit om te sê ek gaan hier vanoggend opdaag en ek gaan bemoeienis met my mense maak vanmôre. Wat 'n voorreg. Mag ons nooit dit van selfsprekend vat vanmôre nie, nooit dink maar dit moet net so wees nie. Mag ons sê Here, dankie Here dat U ons ontmoet. Dankie Here dat daar net een God is. Dankie Here dat dit nie 'n mens is vanmôre wat ons aanbid nie, maar dat 'n almagtige en lewendige en alwetende en alomtriomferende God vanmôre is. Amen. Dis wie hy is. Om wat vorm jy jou godsdiens vanmôre? Want 'n mens is feilbaar en God is onfeilbaar in sy hele wese. Jou kinders moet nie die grond aanbid waarop jy loop vanmôre nie. Ek wil dit vir jou sê vandag. Want jy gaan eendag nie daar wees nie. Jou kinders moet die Skepper wat hulle geskep het, wat jou as 'n ouer toegelaat het om hulle op te voed, moet kan sê ek is afhanklik van God. Ja, my ouers voorsien vir my en is daar vir my, maar my oë is op Jesus Christus gefokus, want jy is nie die alfa en die omega in jou kind se lewe nie. Vir jou mooi sê mamas, is nie die alfa en die omega van jou kind se lewe nie. Ja, ma bly maar my ma message my elke keer in die week en dan dink ek, dis 'n ma, sy is bekommerd. Maar hulle definieer nie my lewe nie, God, die een wie ek aanbid, die een wat die kruisdood vir my gedra het, wat lewe vir my gegee het in oorvloed. Hy definieer my lewe. Mag jy jou kind in sy weë groot maak. Mag jy die afhanklikheid van God by hulle wakker maak om te sê, nie op my nie my kind, maar op die een wat ons geskep het, die een wat jou aan my gegee het, aan my toe vertrou het vanmôre.
in jou finansies, in jou huwelik, in jou werksplek, dat waar ook al jy mag wees, dat jy sal weet, mense gaan altyd teleurstel ook. Dit is so. Dit is nie die kerk wat seermaak, dis die mense in die kerk wat seermaak. Mense gaan teleurstel, mense gaan seermaak, dit gaan pyn wees, en mense wat hoog geplaas is, mense wat ook al in 'n posisie mag wees, waar ook al, wat ook al, ek praat oor die algemeen vanmôre. En ons moet versigtig wees dat ons nie God van die troon van ons harte afskop en sê, wat jy gaan, en plaas jy 'n ander persoon en sê, nou is jy op die troon van my hart nie. Mag Jesus altyd die troon van jou hart hê. Altyd. En mag dit elke dag 'n proses en sê, Here, is U nog op die troon van my hart. Mag U die een wat op die troon sit en weet, Here, U het die eerste posisie. Wanneer ek U eerste plaas, sal my huwelik ook eerste kom. Wanneer U daar is, sal alles goed verloop, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van waar ek mag deurgaan. Wanneer ek U op die troon van my hart eerste plaas. Ek vertel aan die Marina van 'n pastoor wat preek en hy het so 'n klerekas, so mooi pink klerekas en hy het laaitjies. En hy sê, God moet nie eerste wees nie. Wou net 'n bietjie, gaan nou vir julle verduidelik wat ek bedoel. En hy sê, hy moet nie die eerste wees van jou finansies en dan eerste wees van jou kinders nie. Maar hy moet die sentrale punt van jou lewe wees. Want as hy die sentrale punt is, as hy die hoeksteen is, gaan hy die eerste wees in jou huwelik. Gaan hy die eerste wees in jou finansies. Gaan hy die eerste wees in jou vriendekring. Gaan hy die eerste wees alle plekke as ons hom in die middelpunt van ons lewe sal maak en hy die hoeksteen sal wees, gaan ons nie kies kibbel en kaaf en kerm oor wie wat sê nie. Wat sê God? Wat sê hy vir my vanmôre, vir jou vanmôre? Want is hy wat vir ons laat groei, is hy wat ons op gelyke voet laat staan. Vers 9 sê dit so mooi. Hy sê, ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Medewerkers in diens van God. Niemand wat hier vanmôre is, staan op ongelyke voet nie. Hoor jy mooi vanmôre kerk? Jesus het nie ongelyke voet gestaan met sy disippels nie. Hy was die rabbi, hy was die hoëpriester gewees en hy is nog steeds. Maar hy was nie met ongelyke voeting gewees met sy disippels, met die mense nie. En hy het die reg gehad om op ongelyke voeting te staan, want hy is God almagtig. Maar ek en jy, wat saam in hierdie koninkryk werk, wat saam in die saailande werk, is op gelyke voet vanmôre. Is nie van daai persoon kan dit beter doen, of daai persoon is. Elkeen het ons individuele taak in hierdie koninkryk om te sê, weet wat? Jy is nie minder nie. Niemand is minder vanmôre nie. Jy is nie minder as ek nie, ek is nie hoër as jy vanmôre nie. We are on equal grounds. Want God is die hoë een. Hy is die een wat laat groei. Hy is die een wat lewe bring. Ek en jy maak net nat of saai saad en God laat beskik vanmôre in my en jou lewe. Geen mens nie. Geen mens nie. En in hierdie oomblik wil ek hê, terwyl die musiek gaan speel, dankie Lillian, dat jy jou hart sal ondersoek vanmôre. Terwyl die oë gesluit is, terwyl niemand rondkyk nie, terwyl jy daar sit, dan gaan jy vra om op te staan vanmôre en dan gaan jy vir jou vra om jou hand op te steek. Ek wil hê in hierdie oomblik dat jy jou hart sal ondersoek en sê, Here, het ek 'n mens op 'n pedestal geplaas vanmôre? Het ek mense bo U geplaas? Het ek my vrou? Het ek my man? Het ek my kinders? Het ek enigiets toegelaat om bo U te kom? Maar op die einde van die dag is dit U wat laat groei. Ja, die mense saai en gee water, maar is U wat groei vanmôre. Dis U wat lewe bring. Ons fokus, soos Paulus gesê het, is op die een wat groei. En Here, ek bid vanmôre dat ons oë op Jesus sal wees. Ons oë op die Almagtige, die ewige koning, hy wat heers in totaliteit, by ons sal stil staan elke dag.
Dat ons fokuspunt altyd Jesus sal wees, wat U woord sê, wat U wil doen, nie wat 'n mens wil doen, nie wat 'n mens wil sê, nie wat 'n mens wil regkry nie, maar U en U alleen, Here. Daar lied, Here, Jesus be the center, be the fire in my soul, be the wind in these sails, be the reason that I live. Jesus, Jesus. Ja, Here, ek loof U, ek prys U, dankie dat U in harte werk vanmôre. Dankie dat U vir ons herinner waaroor dit regtig gaan, waaroor kerk gaan, waaroor hierdie gemeente gaan, waaroor hierdie lewe gaan, en dat ons sal saad saai en sal nat maak, Here Jesus, maar sal sê, Here, U doen die res. Ja, Here, U ons wik, maar U beskik, Here Jesus, vanmôre. Yes, Lord, it's all about You. En ek dank Here vanmôre dat ons in hierdie gebou vanmôre kan sit en kan sê ons het een God, een geloof, en dit is U, Here. Daar's geen naam vanmôre wat bo U naam is nie. Daar's geen God wat bo U is nie. U triomfeer. U sit op die troon in die troonkamer en U heers oor alles tot in ewigheid, Here. Alle ewigheid. I worship You, ek loof U, Here. Dankie Jesus dat U ons koning kan noem vanmôre. Ek dank Here dat ook U seën oor elkeen kan uitspreek hier vanmôre, dat ek die bloed van Jesus kan bid, Here, dat U by hulle sal stil staan, dat die vrede van die Heilige Gees by hulle sal stil staan, en dat ek die seën van die Vader, die Seun Jesus Christus en die kosbare Heilige Gees vir elke een kan uitspreek, oor elke huwelik kan uitspreek, oor elke persoon wat hierso vanmôre honger en dors is, kan spreek en kan sê, Jesus, U maak versadig, Here, U dors les ons dors vanmôre, Here. Here, U is so welkom, Here, en ek loof U net. Dankie Jesus vir hierdie. Dankie Here dat ons U kan aanbid. En kan sê U is my God. Ek loof U daarvoor in die kosbare en heilige naam alleen. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.